Namibia vier môre saam met die Wêreldkankerdag en wat 'n beter geleentheid om die span van die kankervereniging saam met ons te hê. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is Irene Marie van der Walt en ek gesels vandag met Rolf Hansen en Gerardus Lisse, beide van die kankervereniging van Namibia, oor verskeie projekte onder die kankervereniging, onder meer hulle jaarlikse sprayathon wat binnekort weer hervat, dan ook 'n maandelikse subskripsieprogram of 'n lojaliteitsprogram wat hulle aan mekaar gestel het, en dan natuurlik ook Wêreldkankerdag. So bly ingeskakel, want ek en Annemarie de Tooy gesels ook die nuutste nuushooftrekke in môre se Republikein. Maar vir nou gaan kyk jy na die heel eerste inskrywings in Republikein se Kiki kompetisie in Februarie. Ons is nou weer terug. Let wel, ek dink the powers that be by NTV weet om giggelgas in die ateljee vry te laat wanneer ek en Annemarie de Tooy saam is. Annemarie de Tooy, hoe gaan dit? Dit gaan goed, dankie met my. Soos julle kan sien, dis net glimlagtig vandag. Hoe gaan dit met jou, Irene? Dit gaan fantasties. Jy was ook vanoggend. Dis bittersoet nuus, jy weet. Dis bitter om herinner te word aan sekere realiteite in ons wêreld, maar baie goeie nuus. Dat die Althaber en List groep hulle finansiële steun gebied het aan Dr. Aby May Trust. Yes, so ek was vanoggend daar gewees vir die amptelike oorhandiging van hierdie 500,000 wat hulle vir Aby May Cancer Center gegee het, en dit was 'n ongelooflike ervaring net om te kan sien hoe die mense bymekaar kom en bymekaar staan vir so 'n goeie doel, maar soos jy sê ook bittersoet, want daar is nou maar net sekere realiteite van die lewe wat bietjie harder is om te face, wil ek sê. Dr. Esperance Loewendaal, minister van Gesondheid, was daar gewees, en weer eens net so impactfully gepraat. Ek weet nie eers hoe anders om dit te stel nie, maar sy was so impactful in wat sy gesê het, in die sin van dat die mense nie besef hoe groot die syfers is van mense wat elke jaar aan kanker sterf nie. Ja. Ek meen, ons kankersyfer groei met 12% 'n jaar op hierdie stadium, en dit is verskriklik om aan te dink, want wat sy ook genoem het, is dat agter elke kankerpasiënt is daar 'n familie wat nooit weer dieselfde gaan wees nie. Daar is 'n gesin wat nie weet hoe om hierdie te hanteer nie, en daarom die ONL se steun aan hierdie program wat so belangrik is, sodat ons onsself meer in staat kan stel om daai mense te help en om hulle selfs net die pasiëntediens te verbeter op 'n manier dat dit, want dis iets wat sy gesê, dat dit bietjie meer dignified is. Ja, want dit kan, ek weet uit eerstehandse ervaring uit hoe erg dit kan wees vir die pasiënt self, so net om vir hulle ook daai bietjie dignity te gee en so dit was 'n ongelooflike ervaring, maar bittersoet soos jy sê. Ek moet sê, een ding wat vir my verskriklik bybly, en weer eens Rolf Hansen wat vandag by ons kuier, en elke keer as ek met Rolf gesels, onthou ek net, jy weet, kanker hoef nie so dodelik te wees nie. Dit is 'n dodelike siekte en dit neem mense se lewens in. Rolf wat altyd sê, jy weet, almal in 'n beter kankerstorie. Ek is geen uitsondering nie, ek weet nie van jou nie, Annemarie, maar almal het 'n kankerstorie, maar die waarheid is, as ons vroegtydig genoeg hulp kry, is meeste kankers geneesbaar. Ja. En ons as Namibiërs het 'n neiging, omdat ons seker taai mense is, om, jy weet, maar net met jou kop seer te sit en te sit en te sit en te sit en te aanvaar, ag, jy weet, ek kry soms kopseer, maar nie regtig te kyk daarna, na 'n dokter te gaan en uit te vind, wat is die rede vir Hoekom het ek nou al vir 2 weke hierdie kopseer? Ja, en dis seker tipe goed. So jy ken jou lyf, jy weet wat is vir jou normaal. Ek is een van daai mense wat wel kopseer kry, ongelukkig. So ek weet 'n kopseer is vir my doodnormaal. Annemarie dalk nie, en as sy dan nou vir 2 weke lank met 'n kopseer sit, moet sy begin dink, jy weet, kom ek gaan maar dokter toe. So asseblief gaan dokter toe, asseblief elke jaar gaan na jou dokter toe, bespreek dit wat vir jou bietjie abnormaal is. Soms is dit maar net, jy weet, deel van ouer word. Soms is dit 'n probleem wat moet aangespreek word, het sy dit kanker is of nie. Ja,
Nog 'n probleem wat moet aangespreek word in Namibië. What a segue daar. You did really well. Kubermisdaad. Ons het 'n berig môre oor die wetsontwerp vir kubermisdaad wat nou al vir jare in die pipeline is. En dit is nou in 'n fase waar dit in die publiek met die openbaar met die publiek bespreek word. En die ministerie se beamptes is op reis deur die land waar kenners en dan natuurlik doodgewone lede van die publiek, Jan Alleman, hulle insaag kan lewer tot hierdie wet. Hierdie spesifieke wet is nou al 'n geruime tyd onder verskriklik baie kritiek deur. En ek dink een van die groot probleme en een van die groot dinge wat bespreek word in hierdie wet is, sodra jy eintlik klaar is met die wet, het tegnologie so verander en so gevorder Dat dit weer aangepas dat moet jy word. iets heeltemal omver moet werp en eintlik maar heel van voor af moet begin, jy weet. En ek dink omdat ons infrastruktuur so beweeg, ons infrastruktuur is van eendag na die ander glad nie dieselfde nie, jy weet. Ek dink aan WiMAX wat uitgefaseer word. Jy weet hoe daai wet in hierdie stadium neem WiMAX in ag en môre is WiMAX nie meer daar nie, dan ons wette wat jy weet sê oor hoe moet ons werk met WiMAX en dan bestaan WiMAX nie, dat ons heel ander tegnologie. Ja, dan sal alweer die volgende ding wat jy in ag moet neem voordat jy kan aangaan, ja. Ja, maar dit ook bygesê, ons het geweldige talentvolle kenners en mense met baie kennis, baie ervaring wat regtig weet wat hulle doen. So ek sou hoop, dit is dan nou die mense en baie van hulle hou nogals daarvan om rusbankkommentators te wees. Ek gaan nie jok nie, ek werk al so 'n paar jaar met hulle. Daar's 'n paar van hulle wat mal is daaroor om rusbankkommentators te wees en daar is nie 'n beter tyd om 'n rusbankkommentator te wees as tydens openbare insette nie. Ja. So ek hoop daardie is die mense wat gaan opdaag en in gesprek gaan tree met die ministerie oor hierdie wet. Voordat jy weet ons 'n wet in die parlement deurstuur en sê, okay, hier is nou 'n wet en dan môre wil ons klaar. Ja. Dis nou is jou tyd om te klaar. As jy gaan klaar Nou, ja. Dit is iets ek dink waaroor ons laas jaar met die verkiesings ook baie gepraat het, is daai ding van okay, jy is 'n rusbankkommentator, maar daar is vir jou platforms nou. En dit was dieselfde ding met die verkiesing gewees. Dit is baie belangrik, ek dink veral vir die jeug en ek praat uit persoonlike ervaring uit dat ons as die jeug wat weet hoe dit ons beïnvloed op hierdie stadium, dat ons die een is moet wees wat daar gaan sit en gaan sê, maar hierdie en hierdie gaan nie werk nie vir hierdie en hierdie rede, want ons is al half deur daai situasies waar dit 'n probleem raak. So jy moet half nou jou kans vat, nou gaan sê, maar hier het met my gebeur, dit en dit is waarteen julle my moet beskerm, nie dit en dit nie. Ja. Dit is maar my siening daaroor. Ja, en dis die hele punt van 'n demokrasie is dat jy bydra tot hoe jou land se wet gevorm word en hoe jou land gevorm word. Daardeur, so as jy iets weet van 'n rekenaar of 'n selfoon of jy het nou al 'n negatiewe of 'n positiewe ervaring gehad of jy dink dalk net ek het iewers anders gebly waar dit dalk beter gegaan het, asseblief maak gebruik van hierdie geleentheid. Gaan klaar nou. Ek wil nie hoor dat jy klaar oor 'n wet wat klaar bestaan nie. Jy het jou kans nou gehad. Ja. Okay. Annemarie het so gepraat van kansse gehad. Ek dink dit was ons kans nou gewees. En ons het nie soveel gegigel soos wat ek gedink het Die ons gaan nie. giggelgas is weg. Dis klaar. Ons is Soos baie mis voor die ernstig son. hierso. Ernstige joernaliste. Presies. Baie dankie dat jy by my was, Annemarie. Ons gaan gesels nou met Rolf Hansen en Gerardus Lisse van die Kankervereniging. Music by Bach and the Beatles. We're joined by some local musicians, classical musicians from Windhoek. This concert will be at the German School and tickets are available at My eTicket. See you there. It's the first time in many years we're back in Namibia. 6 February. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.ma.
Die druppels wat die naweek oor die hoofstad geval het gister verdamp, maar gaan ons dalk weer môre seëning van bo kry, kom ons gaan kyk. Op Katimamulilo môre is sonnige dag met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 31. In die hoofstad gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 20 grade Celsius en 'n maksimum van 31. Ook bewolk op Oshakati met 'n minimum van 22 grade Celsius en 'n maksimum van 31. Swakopmund gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 20 grade Celsius. Oranjemund ook gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 16 grade Celsius en 'n maksimum van 23 en ook gedeeltelik bewolk op Reebot met 'n minimum van 23 grade Celsius en 'n maksimum van 31. Witvlei Boerevereniging vier vanjaar 100ste bestaансjaar. In hierdie week se Agri Monitor episode gesels ek met Dr. Hannes Human. Hy help organiseer aan hierdie jaar se vierings. Hy vertel vir ons 'n paar interessante goeders van die boerevereniging, byvoorbeeld wat beteken die kameeldoringboom op hulle logo. Wat is die storie agter die boerehuis waar hulle nog hulle vergaderings hou en dan ook paar onderwerpe soos wat beteken dit om deel te wees van 'n boerevereniging en wat is van hulle uitdagings wat hulle oor die laaste 100 jaar deurgedruk het. Sien vir julle vanaand by die program. Ek hoop julle luister lekker. Vir die eerste, maar sekerlik nie die laaste keer in 2026 nie, is Rolf Hansen saam met my in die Kletskompas ateljee. Gelukkige nuwe jaar. Baie dankie, lekker om saam te kuier julle almal. Ek moet sê, julle het sommer uit die wegspringblok uit. So uit die vere in die Boendosdag gehad ons. Ja, julle het Zero to Cancer program nou bekendgestel. Vertel vir ons 'n bietjie. So, ons besef en ons verstaan dat ons almal 'n verskil moet maak. En dit hoef eintlik nie, is eintlik 'n goeie vertrekpunt, of ons hoef eintlik nie op Wêreldkankerdag net die 4de Februarie Wêreldkankerdag te herdenk. Ons moet eintlik elke dag 'n verskil maak. Ek sê altyd, Valentynsdag hoef ook nie net die 14de te wees nie. Dit moet elke dag wees. Moedersdag, Vadersdag, alles. Maar ek dink wat Wêreldkankerdag so uniek maak, is die feit dat ons net vir 'n oomblik stil staan en praat, nie uit 'n plek van vrees en wanhoop nie, maar dat ons sê, ons kan 'n verskil maak, ons wil 'n verskil maak, en dan om ek die politici te druk en te sê, dis julle verantwoordelikheid om te help om die verskil te maak. En dit is wat ons doen met Wêreldkankerdag. So, dit is die een aspek, en dan ons Zero to Cancer campaign, waarvan ons begin gesels het, is, ons het geld nodig om hierdie goed te kan doen. Dit is 'n moeilike begin van die jaar, want die palliatiewe sorgeenheid vat baie geld, en ons gaan in teen 'n verlaagde tarief, maar dan het ons ook baie staatspasiënte en dan die laer SEMAS pasiënte. En dan het ons begin van die jaar vir die eerste keer ook ons eerste kinderkanker pasiënt van Windhoek Sentraal Hospitaal opgeneem by palliatiewe eenheid, en dit is nou daar in Klein Windhoek. En dit kos geld. So ons wil baie graag ons pasiënte kan help, maar die realiteit is, hoewel hulle kan kom tuis gaan by Huisietsman, en ons kan hulle kos gee en versorg, want ons het die verpleegpersoneel, die medikasie en die mediese produkte wat gebruik word, dit kos baie geld. So ons probeer deur hierdie projek Zero to Cancer, as ook al die ander fondsinsameling, probeer ons hoofsaaklik kyk na die pasiëntehulpsorgfonds, die Chika fonds, ons nasionale uittrekke, en dan ons palliatiewe hulpsorgfonds, Palliative Care Fund, want daar's baie kindertjies wat ons hulp nodig het. So ons hoop dat baie van ons familie wat kyk, deel gaan word daarvan. En dit is 'n maandelikse ding. So jy sê dan, luister, ek gaan vir die kankervereniging, wat is daai bedrag? So ons het die aftrek 'n program, debit order, debit order, aftrek order. Jy kan maar mengels hierso. Dis reg. So ons het die aftrek bevel wat ons deurgee aan die bank.
kyk nou net, ek hoop ek nou dit reg gesê, want my ou kollegas hier by Republikein gaan nou vir my oor die vingers stik. Maar ons het dan hierdie aftrekbevel wat ons deurstuur na die bank, en dit kan wees 150, 200, 250 of wat ook al die bedrag is wat u wil gee. So ek het byvoorbeeld nou maar die $250 per maand aftrek bevel het ek deurgegee, wat van my bankrekening af gaan kankervereniging en ons bank prosesseer dan elke maand, en dit gaan dan in hierdie fonds in, en dan vir almal wat aanskryf of opskryf aanteken tot die einde Maart van die jaar, staan dan ook 'n kans om 'n Gondwana prys ter waarde van $8,000 Namibiese te wen. So dit is Gondwana wat soos julle ook 'n vennoot is van ons, waar ons probeer om die mense in te lig, bewus te maak, maar ook om te nooi om hande te neem en dan ietsie terug te gee. So ongelukkig mag ek nou nie daai prys wen nie, maar as ek hom wen, gaan ek hom beslis uitloot sodat iemand anders meer geld gee, sodat ons nog meer lewens kan hou. Ek wil regtig baie graag die kindertjies uit die kinderkankersaal haal. Wanneer ons weet dat so 'n kleintjie werklik daar niks meer is wat ons kan doen om hulle lewe te red nie, wil ek baie graag die laaste hoofstuk van hulle lewe so mooi as moontlik maak. En dan wil ons graag so 'n pasiëntjie skuif na hy sietsman en vir hulle versorg en liefde gee en op 'n mooi manier die ewigheid oor te laat gaan. Ja, so vir die mense wat nou kyk, ek moet vir jou sê, dit is eintlik vir my 'n ideale oplossing. Ons het daar julle sprayathon wat ons ook nog 'n projek wat julle elke jaar het. Jy sien, die kinders het 'n groot plek in ons harte. Ja, maar vir diegene wat nou kyk, ek moet sê vir my is dit ook 'n ideaal. Jy wil teruggee vir die kankervereniging, maar jy kom net nooit daarby uit nie. Jy weet, hoe raak jy betrokke? Hoe sê jy luister Rolf, hier's R250 vir jou elke maand wat jy maar kan kry. Dit is so eenvoudig. Donate at can.org.na. Donate by can.org.na. Al die inligting is op ons sosiale media platforms beskikbaar, of kontak die kankervereniging by Windhoek 237740. Die vorm stuur ons aan, vul in, ons hanteer die res alles, en dit is gewoonlik 'n 12 maande siklus, en u kan ook self besluit. Jy kan self besluit, ek wil dit vir die volgende 24 jaar lank doen. Totdat hy bankrekening sluit. Vat jy nou. Ja. Ons gaan sommer in die oortrokke fasiliteit, net omdat dit jy is. maar ek dink dit is een van die redes hoekom ons met hierdie membership program begin het. Want ek is ook maar soos jy, as ek moet moeite doen, want die lewe is so geskarrel en gejaag. So ons maak dit so maklik as moontlik vir mense, en dan is daai debietorde so eenvoudig. Ek gaan hom werklik nie eens voel nie. Jy kry net daar kennisgewing van jou bank, R250 is afgetrek, en dink jy, good shot. En dan natuurlik ook ten slotte het ons appelprojek gaan binnekort weer begin. So vir almal van u wat 'n Bank Windhoek kliënt is, as jy betaling maak, sê jy daaronder sien is so oulike blokkie wat sê, wil u 'n $5 skenking maak aan die kankerappelprojek van die kankervereniging? Merk hom asseblief en maak 'n skenkingkie. Dit gaan werklik vir 'n goeie doel. Dit gaan weer eens vir ons hulpsorgfonds. Ons pasiëntehulpsorgfonds, Chika en die palliatiewe fondse is my groot 3 fokusareas van die jaar. So ek hoop ons gaan hande vat en baie mense kan help. Ja, en net so voordat ons jou laat gaan, julle sprayathon, julle het so rukkie terug 'n kennisgewing uitgestuur dat julle maatskappye en skole en so aan en so voort nooi om deel te word van die sprayathon. Hoeveel mense is daar al, weet jy? Of hoeveel instellings is daar? Ek Gerardus is ook hier en julle gaan gesels later in die dag oor daai ene, en hy is ons projekte hoof, maar ek het vandag in die portaal by die ontvangs by die kankervereniging gesien die bokse staan so met blikkies, so ek is baie opgewonde. Ek sien veral ons plattelandse skooltjies. Ek het daar Oudtshoorn gesien, die privaat skool Oudtshoorn Moria, hulle het al daar, en Otjiwarongo is al betrokke. Daar's baie blikkies wat ingekom het. Hulle het laasweek van Suid-Afrika aangekom, so asseblief mense bestel. En dan begin hy van Februarie af, ons gaan baie werk maak daarvan gedurende Maart, April en dan Mei tot die skoolvakansie. Maar ons weet ook dat daar baie korporatiewes is wat hou van 'n jolige Vrydagmiddag, dalk 'n ou braaitjie, en dan kan ons mekaar se hare bietjie sproei, verkleur en verhoop. So kontak asseblief ons projekte departement, projects@can.org.na,
of weer eens meer inligting 237740 in Windhoek en ons skakel die deur na die departemente, as ook ons streekkantoor in Swakopmund, vra by ons span, ons help en ons wil hê julle moet ons help asseblief. En dan Rolf, wil ek by jou hoor, obviously daar is nou die Engels ongelukkig. Natuurlik is 2026 nou 'n heel nuwe jaar, en soos wat ek sê, julle het nou omtrent weggespring met al julle projekte. Wat dink jy is julle uitdaging in 2026? Wat dink jy is die belangrikste vir die kankervereniging om te takel in hierdie jaar? Vir my is die ontwikkeling van palliatief Namibië 'n groot uitdaging, maar ook 'n groot moontlikheid om lewens te raak. Ek sien uit dat later in Februarie, rondom die 20ste, 23ste, maak ons amptelik palliatief Irongo oop by ons kantoor daaronder in Swakop. En dan gaan ons ook maandag die 23ste, as ek my datums reg het, gaan ons 'n onkologie eenheid skenk aan die Ministerie van Gesondheid. Dis 'n eenheid wat ons met Langer Heinrich en ander vennote vir die laaste jaar aan mekaar gesit het by Walvisbaai Distrik Hospitaal. En ek laat nou sommer die aard uit die mou, want dis iets groot hier op Wêreldkankerdag. Ek het letterlik, ek het trane in my oë, ek is so opgewonde. So, die soortgelyke opset soos die kankervereniging met die Dr. A.B. My Cancer Care Center by Windhoek Sentraal begin het, ook so in samewerking Oshakati, die eenheid daar begin het, en so het veral Sanet en Rodnisha by die kuskantoor hard gewerk met ons vennote om 'n staatsonkologie eenheid vir die Irongo streek oop te maak. Daar is privaat eenhede en dit is wonderlik. Maar ons weet dat 90% van ons bevolking met die staatsdiens moet werk. En ek sê altyd, waar ons as kankervereniging veral ons staatspasiënte kan help. Want al wil jy begin privaat, as jy nie 'n mediese fonds het wat sterk genoeg is, nie word jy baie vinnig 'n staatspasiënt. En ons het wonderlike ywerige dokters teen die kus in die Irongo streek. En ons het 'n wonderlike span by Windhoek Sentraal met wie ons werk. En dit is vir my 'n groot voorreg, 'n eer, en ek het met 'n dankbare hart wat ek dit bekend maak, dat teen die 23ste Februarie 2026 het ons amptelike 3de staatsonkologie eenheid in samewerking kankervereniging met ons vennote wat ons oorhandig aan die staatsdiens ten bate van ons Namibiese bevolking. Ja, ek sê nou vir Anne-Marie in die nuusgesprek, dis sulke bittersoet nuus om altyd te praat oor kanker, want ons het altyd goeie nuus in Namibië, maar dis nooit lekker om te praat oor kanker nie, maar dit is nogals lekker om met jou te gesels, want jy bring altyd vir my lekker. Dis maar die blink aan oë. Ons weet die realiteit is dat enige van ons geraak kan word deur 'n kankerdiagnose. Jy self daardeur met jou mamma, met jou geliefde, en ek is self daardeur met my familie. Maar wanneer ons 'n verskil kan maak, en ons kan die las ligter maak, 'n pad uit die klip rol, net dat jy vir iemand hoop gee, wanneer hoop verlore is, dit is wat ons moet doen. Ja. So daar het jy dit, gee hoop wanneer hoop verlore is, dit is donations@can.org.na, donations@can.org.na, of ek glo enige manier wat jy die kankervereniging kan bereik, Postduif, Rooksyne, nes dit vir jou werk. Bostamboer, slaan hom. Ja, solank daai skenking by die kankervereniging uitkom, dan maak jy ook 'n verskil. Baie dankie dat jy by ons was, Rolf. Baie dankie vir die geleentheid. Dit was Rolf Hansen, die uitvoerende hoof van die kankervereniging van Namibië.
we bring you luxury, lifestyle and location. My.NA Property takes you inside Namibia's most stunning homes, high-end developments and hidden gems. Catch us every Tuesday at 9 p.m. because every space has a story, only on NTV. Daarmee die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, ons is môre weer op Netwerk Televisie, dis DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25, as ook oneup2.com. Maar tot dan, is dit mooi bly.